Hoekom ons nie net kan klank in graad 1 tot 3 nie? Wanneer ons in graad 1 begin met die alfabet, leer die kinders die letter A. Vir die eerste rukkie is dit A vir arm, of dan A vir kat, of A vir appel, of A vir watter woord jy ook al akker, watter woord die klas ook al gebruik. Sodra ons verder beweeg deur die kurrikulum, kom ons by woorde soos krane. In die derde kwartaal wanneer ons meervoude doen en nou skielik maak daai selfde letter A, A. Maar ons het vir die kinders geleer, die letter is A. Nou is presies dieselfde ding, A. Nog 'n bietjie later sit ons Engels by en wat gebeur nou? Dieselfde letter word nou A. Nog die einde niet. Daarna moet ons woordjies so sta en K skryf. Dit klink ook nie dieselfde as F vir apple nie. Wat van woorde soos bol en mol? Skielik het ons 'n O wat soos 'n O klink, want ons het in Afrikaans geleer die O is O. Nou begin ons met ons silent E en skielik word daai selfde A, y, wat in Afrikaans eintlik 'n lang y is. Wat gaan hier aan? Daarna word ons gekonfronteer met 'n klomp woorde wat nie by dieselfde reëls hou nie en ons moet ons flaminkwoorde soos vakansie wat 'n kort klankie het en 'n oop lettergreep leer. Graad 3 kom vir kleinwoorde by en skielik as ek baadjie lees, klink daar dieselfde A op die papier vir my na I. En die laaste verwarrende konsep is die schwa sound in Engels. Sodra ek agree lees, moet ek skielik sê vir 'n A. Kan julle verstaan wat is die totale uitkoms as ons van 'n letter as 'n klank praat? Ongelukkig is ons ervaring sodra kinders ouer word en hulle hak vas, gaan hulle altyd terug na die paadjie wat die beste vasgelê is. En vir Afrikaanse kinders sal dit A wees en vir Engelse kinders A. En daarom sodra ons in graad 4 groot nuwe woorde lees in 'n begripstoets, hak die leerders vas by A vir appel of A vir arm of A vir akker of A vir apple of A vir ant. En hulle probeer die woorde uitspreek wat natuurlik die betekenis van die woord verbloem, omdat die uitspraak so foutief is dat geen mens kan sin maak uit wat hulle probeer lees nie. Wees dus versigtig. Ons glo in ons metodiek. Die letter se naam bly die alfabetiese naam. Dit is die letter A. A het natuurlik verskillende klanke en ons onderrig dit eksplisiet met die reëls watter klank in watter situasie gebruik word. En dit is wat ons glo die grootste uitval is met die kurrikulum. Ons wil woorde afrig wat in 'n boksie pas by 'n klank, sonder om te verstaan hoekom dit daardie klank maak. En dan dink ons hierdie boksies gaan mooi georganiseerd bly tot in graad 5. Dit gebeur nie. Die boksies begin meng en later is kinders totaal verward oor hoe om te lees en hoe om te skryf. Daarom, kom ontdek saam met ons die waarde van die regte benaming van letters en klanke, sodat leerders kan onderskei en ons gaan dit speel bou op ons klankleerbord.